Vriende, ons praat vanavond oor die opmars van die Antichrist en ons gaan lees uit Openbaring 13 wat handel oor 'n twee-man regering, die Antichrist en die valse profeet wat aan die hoof van 'n wêreldregering, 'n wêreldgodsdienst en 'n wêreldekonomie sal staan. Openbaring 13 vers 1. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak, dit is Satan, het hom sy krag gegee, en sy troon, en groot mag. Die mandaat vir hierdie regering kom dus van Satan af. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk, wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, en sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. En dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Nou hierdie mede-regeerder van hom, die valse profeet, ons lees van hom hier van vers 11 af, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier voor sy oë uit. En hy maak dat die mense op die aarde, wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde, voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is voor die oë van die dier, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, ryk en arm, vrymense en slawe, 'n merk op hulle regterhand en voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam of nommer van die getal van sy naam het. En hier kom die wysheid te pas, wie verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en die getal is 666. Lees net daardie gedeelte saam. Lieve vriende, as mens Openbaring 13 lees, dan sien jy dadelik een ding, en dit is dat die einde van die kerkbedeling gaan nie met goeie nuus eindig nie, maar met slegte nuus. Dinge word slegter na die einde toe, nie beter nie. Hierdie valse ideaal wat mense voorhou van 'n Utopia waarop ons afstuur, 'n nuwe wêreldorde van vrede en eenheid en harmonie onder almal, is glad nie Bybels waar nie. Die Bybel sê in die laaste dae gaan daar swaar tye kom. Daar gaan eers met die groot afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. 2 Tessalonisense 2. Dit is hoe die einde van die kerkbedeling gaan eindig, vriende. Dit gaan eindig in 'n groot verdrukking. En op die hoogte van die groot verdrukking, aan die einde daarvan, tydens die slag van Armageddon, kom Jesus Christus terug en sit sy voet op jou luiper neer en verdelg die vyande, die magsmonstering van die Antichrist daar in die Midde-Ooste. Dit is die scenario waarop die wêreld afstuur. 'n tweede baie belangrike saak wat mens opval as jy Openbaring 13 lees, is die feit van globalisme. Ons hoor deesdae baie in die nuus van wêreldeenheid, van multinasionale maatskappye, van internasionale strukture, van globalisme, dat die mens moet uit sy klein wêreldjie uitgehaal word
waarin hy in etniese grense en in godsdienstige grense en in ander ekonomiese belange vastgevang is, en hy moet 'n breë horison kry, hy moet 'n wêreldburger word. Die Engelse praat van planetary citizens. En so sien ons hierso dat wêreldburgerskap, globalisme, gaan op staatkundige gebied, op godsdienstige gebied en op ekonomiese gebied gevestig word. Ons het hier gelees, die hele wêreld gaan verwonderd agter die dier. Hulle gaan verenig staan agter hom. En hulle gaan hom aanbid. En hy gaan mag kry oor elke stam en taal en volk en nasie. En hy gaan vir alle mense op aarde 'n nommer gee waarsonder hulle nie kan koop of verkoop nie. Dit is globale, internasionale, universele strukture wat geskep gaan word. Die wêreld word geïnternasionaliseer. Grense word weggevat. Grense tussen volke, grense tussen kulture, grense tussen ideologieë, grense tussen godsdienste, watter grense u ook al kan dink. Die wêreld word verenig. Eers word mense binne 'n bepaalde land gedenasionaliseer en in 'n nuwe wêreldorde tipe van geïntegreerde struktuur geplaas. Dan word 'n hele kontinent verenig, sodat jy Afrika eenheid kan kry, Amerikaanse eenheid, Europese eenheid, Midde-Oosterse eenheid, Asiatiese eenheid. En wanneer al hierdie strukture, hierdie kom ons sê streke verenig is, dan beweeg hulle voort na die einddoelwit van wêreldeenheid. Dan sal daar nie 'n eerste, tweede en 'n derde wêreld wees nie, maar 'n een wêreldorde, waarin alles dan een sal word. En waarin daar 'n wêreldregering gevestig word, wat ons in Openbaring 13 sien, uiteindelik deur die anti-kris en die valse profeet beman sal word. So al hierdie mense wat so, die politici wat so praat, met hoë lof van die nuwe wêreldorde waaraan ons werk. En in 'n organisasie waar meneer Gorbachev, die voormalige president van Rusland betrokke is, wat hom voltyds daarvoor beywer, meneer Bush van Amerika, die Europese leiers, almal beywer hulle hiervoor, is eintlik wegbreiders vir die anti-kris. En al die ekumeniese betrekkinge tussen gelowe, waarvan ons die Koran lees, is wegbreiders vir die anti-kris, vir die alliansie van wêreldgodsdienste. En almal wat die ekonomie help internasionaliseer, wat die soort van jou ekonomiese vryheid ontneem, almal is wegbreiders vir die anti-kris. Nou as ons Openbaring 13 noukeurig lees, vriende, dan sien ons dat in werklikheid alle mag wat daar in die samelewing is, gaan deur die anti-kris gebruik word om sy struktuur vir wêreldleierskap op te vestig. Politieke mag, godsdienstige mag, ekonomiese mag. Dit is die 3 magsbasisse in enige samelewing. En as jy nou mooi daaraan dink, dan moet jy met my erken, saamstem, dat jy self is ook onderworpe aan 3 magsbasisse in die eie land. Dit is typies van menslike samelewings dat hierdie 3 magsbasisse funksioneer. Die eerste en die politieke magsbasis is die staatsgesag, met sy wet en hofstelsel en so aan, en jy is onderworpe aan daai gesag, en as jy daai gesag verbreek, dan draai jy die gevolge van wetsverbreking. Die tweede een is godsdienstige mag. Of jy Christen is, of jy Boeddhist is, of jy Hindu is, jy erken die wette van die God wat jy aanbid, en jy glo, hy sal jou straf as jy daai wette verbreek. So daar is so iets soos godsdienstige mag en wette en reëls wat jy dan ook eerbiedig. En die derde een is ekonomiese mag, die geldmag. Almal is onderworpe daar. Jou werkgewer, hy gaan jou nie betaal as jy nie kon werk. Hy het sy reëls en sy voorskrifte, jy moet maar hou. En selfs al as jy 'n eenmanszaak wat jou eie besigheid het, dan moet jy nog maar betuie vir die bankbestuurder op jou knieë gaan kry vir betrokke bankrekening. So die geldmag funksioneer ook vir jou. So daar is hierdie 3 magsbasis in die samelewing. En dit maak die hele gelyke van mens nogal moeilik nie waar nie. As jy aan soveel magte en strukture onderworpe is. Nou sien ek baie mans maak die lewe vir hulle nog moeiliker, dat hulle akkommodeer nog 'n 4de magsbasis in hulle lewe en dit van toch regering. Nou ek gee nie as dit doen. Maar die feit van die saak is net, ons het hier op Openbaring 13 gelees daar is die magsbasis. En die anti-kris dan van hulle af sy wêreldregering op hulle sy wêreldregering vestig. Nou die eerste een is dan staatkundige of politieke mag. Ons het hier gelees dat Johannes sê hier uit die aarde 'n dier sien opkom, uit die see 'n dier sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en dan die 10 krone op die 10 horings van hom. Dit is kom ons sê vreemde simboliek vir baie mense.
Hoekom beskryf hy die antichrist hier as 'n dier met 7 koppe? Hoekom het hy 7 koppe? En waarom is daar op die 7de kop 10 horings en ook 10 krone? En verder sien ons, dit is 'n baie komplekse dier hier. Want hy het die bek van 'n leeu, hy het die pote van 'n beer en hy het die lyf van 'n luiperd. En dan het hy nog hierdie 10 horings op sy kop. So dit is 'n saamgestelde komplekse wese. Dit is maar net Bybelse simboliek om vir ons 'n beskrywing te gee van hierdie dier, hierdie antichrist wat oor die wêreld gaan regeer. Nou gelukkig vriende, die Bybel verklaar homself. Ons hoef dus nie met wilde spekulasies op te kom wat beteken hierdie 7 koppe en wat is al die betekenis van hierdie simbole. Skrif, ons moet maar net skrif met skrif vergelyk. Dis om hierdie prentjie, dit is net so bietjie duideliker aan te stel. As ons nou gaan na Openbaring 17, nou wil ons net eers weet, wat is hierdie 7 koppe? Ons sal net kyk hoekom het hy so 'n aardige lyf en pote en bek het. Ons net eers sien hoekom het hy 7 koppe. Dan sien ons in Openbaring 17. Beskryf Johannes 'n vrou wat hy noem verworpen in die groot Babylon, die moeder van die hoere. Dis 'n vrou, die moeder van die ontuchtiges. En daar is nou in geestelike sin gesproke, dis 'n moederorganisasie vir al die geestelike afvalliges, wat van die Here af weggehoreer het, wat ons godsdienstig aanhang. Met ander woorde, dit is hierdie ekumeniese organisasie, hierdie moederorganisasie vir al die valse gelowige. Hulle word deur 'n vrou voorgestel. Net soos die ware kerk deur 'n vrou voorgestel word, die bruid van die lam, wat vlekkeloos en rein en heiligs voor die lam gestel moet word en met hom verenig moet word by die wederkoms. So is die antichrist 'n nabootser kry, hy het hom ook 'n bruid, maar sy bruid is die moeder van die hoere. Al die afvallige godsdienste gaan hulle self verbind aan die antichrist. Daar kom dus 'n huwelik tussen godsdienst en politiek, soos daar aan al die vorige wêreldryke was. Die wêreldregerders verbind hulle self ten nouste aan die valse wêreldgodsdienst en in samehang met daardie valse wêreldgodsdienst regeer hulle en eien hulle vir hulle self ook godsdienstige mag toe en verklaar hulle self tot gode en eis hulle ook die aanbidding van mense op. So daardeur verhoog hulle nie met hulle status. So presies dieselfde gaan die antichrist, geen vreemde begrip nie. Maar in Openbaring 17 sê hy, daardie vrou gaan op hierdie dier terugry, hierdie dier waar die 7 kop het. Met ander woorde, hy gaan haar dra, hy gaan haar erken. Hy gaan haar misbruik om homself te vestig as nie net wêreldleier nie, maar ook wêreldmessias en uiteindelik selfverklaarde God, wat in die tempel sal ingaan en homself tot God verklaar. Nou sê hy in Openbaring 17, ietsie van hierdie 7 koppe. In vers 9 sê hy, die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. En hulle, die 7 berge is 7 konings. 5 het geval en 1 is. En die ander een het nog nie gekom nie. Wanneer hy kom, het hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste. Hy loop by die 7 en hy gaan na die verderf. Ek hoop nie vriende, dit maak die prentjie nog meer ingewikkeld. Eintlik is dit bedoel om hierdie raaisel 'n bietjie op te klaar. Hy sê hierso vir ons, hierdie 7 koppe van die dier is 7 berge wat die vrou opsit. Nou baie mense het in verlede gesê, dis die 7 berge van Rome, dis die Rooms-Katholieke Kerk. Glad nie. Dis iets veel groter as die Rooms-Katholieke Kerk. Want hy sê hierdie 7 berge is 7 konings. 5 van hulle het al geval. Die een is, en die ander een, die 7 het nog nie gekom nie. Wanneer hy kom, het hy 'n kort tydjie bly. Dadelik wys hy vir ons, dis kronologies, 7 opeenvolgende koninkryke. Waarvan in die tyd toe Johannes Openbaring geskryf het in die jaar 95, 5 het klaar geval, die 16 was aan bewind en die 7 moet nog kom. Daarom is dit ook nie 7 keisers in die oude Romeinse Ryk nie. Want net tussen Nero en Constantijn alleen was daar 10 keisers geweest. Dit glad nie keisers net in die Romeinse Ryk nie. Dit is absoluut 'n breë prentjie van godsdienstige geval, hierdie gees van rebellie teen die koninkryk van God. Soos hy van die eerste koninkryk van Nimrod, die ou Babyloniese ryk, van Openbaring, van Genesis 10 en 11. Van daardie tyd van manifesteer dwars die eeuwe tot aan die einde by die koms van die antichrist. Sê die Bybel vir ons, gaan daar 7 wêreldkoninkryke wees
wat al 7 in rebellie teen God gaan wees, wat al 7 in assosiasie met valse godsdienste bedryf gaan word. En nou sê hy van ons in Openbaring 17, in die tyd die Johannes het geskryf het, het 5 van die wêreldryke al geval, die 16 was aan bewind en die 7 moet nog kom. As ons dus nou gaan lees wat sê die Bybel, dan kan ons sien wie die wêreldryke was. Die een was die antieke, die ou, eerste Babyloniese ryk, wat deur Nimrod gestig is. Die tweede was die Assyriese ryk, wêreldryk. Die Assyriërs het die Babyloniërs oorwin en hulle het vir 'n paar honderd jaar die wêreld regeer. Hulle het ook in die 8de eeu voor Christus die 10 noordelike stamme van Samaria as ballende weggevoer. Die derde ene was die herstelde Romeinse ryk onder die Picadus. Dit kan ons nou baie lees hier in Esegiel en Daniël en so. Die vierde een was die Medo-Persiese ryk. Die Medes en die Perse het die Babyloniese ryk laat val. Die 5de ryk was die Griekse wêreldryk. Die 6de ryk was die Romeinse ryk. Dit is die 16. 5 het geval, die 16 is. In die jaar 95 op die eiland Patmos was dit in die tydens die Romeinse bewind wat Johannes hierdie profesie geskryf. Die 7 moet nog kom. Dis die eindtydse ryk van die Antichrist. Daarom weet ons dat na die ou Romeinse ryk sal daar geen wêreldryk meer wees nie voor die koms van die Antichrist aan die einde van hierdie periode. Dan sal daar weer 'n ware wêreldryk wees, wêreldregering, wêreldgodsdienst, wêreldekonomie. Daarom sien ons na die verbrokkeling van die ou Romeinse ryk het hy eers tussen 'n oostelike en 'n westelike sektor verdeel geraak tussen Rome en Konstantinopel. Was dit toe die begin gewees van die eerste en die tweede wêreld. Later het hulle 'n bietjie verder gevaar met hulle seilskepies, toe kom hulle agter, maar hier is dan nog 'n hele paar ander kontinente en plekke op die wêreld wat hulle nooit van geweet het nie. Toe hulle die Amerika's ontdek en so aan baie ander lande ook. En eventueel het die onbekende lande van die derde wêreld bygekom, jy weet, sodat uiteindelik in die wêreld tussen die eerste, tweede en die derde wêreld verdeel geraak. Nou hierdie 3 wêrelde moet nou 1 wêreld word. Dus na die ou verbrokkeling van die ou Romeinse ryk was daar net steeds meer verbrokkeling en afskeiding gewees. Nou is ons in die tyd van die hereniging van die wêreld. Dis wat die ideologie van globalisme, van wêreldstrukture, van wêreldregering, van wêreldliggaam, nou so prominent na vore kom. En daarom weet ons, dit is die 7de kop van die dier. Maar as ons verder lees, dan sien ons die Antichrist dan net vir 7 jaar oor die wêreld regeer. Dis hoekom Johannes sê, die 7 moet kom en net vir 'n korter tyd bly. Baie van hierdie vorige wêreldryke het honderde jare regeer. Die laaste een van net 4 jaar staan. En wat meer is, die 7 jaar is verdeel tussen 2 tydperke. 'n valse wêreldvrede en eenheid vir 3,5 jaar en 'n militêre diktatuur vir nog 3,5 jaar. Daarom is hierdie 7de regering nog verdeel in 2. Daarom sê ek, die dier self is ook die 8ste. En hy behoort by die 7 en hy gaan na die 3. Daarom gaan daar 2 duidelik konkrete onderskeidbare aspekte van die 7 jaar van verdrukking wees. Valse vrede, 'n vennootskapsregering saam met 10 ander konings, die eerste 3,5 jaar, en dan alweer heerskappy, militêre diktatuur vir die laaste 3,5 jaar. Nou, dit is dan die 7 koppe. Nou as ons verder gaan, vriende, dan sien ons dat hierdie dier het Johannes dan beskryf met eienskappe, eintlik eienskappe wat die vorige wêreldryke gehad het. Wat Johannes nou vir ons eintlik sê, as julle wil weet wie die Antichrist is, as julle wil weet hoe hy gaan optree, dis 'n kontinuering van die vorige wêreldryke. Dis eintlik, ek kry hy sy motivering en sy patroon van optrede kry hy uit die vorige wêreldryke wat almal deur Satan, die gees van misleiding, beheer is. Daarom lyk hy, het hy die kop van die werk van 'n leeu. Nou vriende, hierdie symboliek kry jy in Daniël 7 en 8. Daarom hoef jy nie ver te gaan soek nie, maar hy het ook Babyloniese ryk as 'n leeu voorstel. En hy stel die ou Medo-Persiese ryk as 'n beer voor. En hy stel die ou Griekse ryk van Alexander die Grote, wat later in 4 ryke onderverdeel is, Alexander die Grote dood is, stel hy as 'n luiperd met 4 koppe voor. En dan die dier met 10 koppe is die ou Romeinse ryk. So daarom moet ons nie die fout maak om te dink, die Antichrist toekomstige ryk is net 'n herleefde Romeinse ryk. Ons net kyk aan die herstel in Europa, die ou Romeinse ryk, en vir die Mediterrane ryk, nie Europees streng gesproken nie.
Dis eintlik maar die suidelike, westelike dele van Europa, saam met die Midde-Ooste en Noord-Afrika, jy weet Libië en Egypte en so, Mediterrane ryk, die ou Romeinse ryk. Nou, baie mense sien dit net as die herleefde Romeinse ryk. Die Bybel sê vir ons nie, kyk na die ou Babyloniese ryk, kyk ook na die Medo-Persiese ryk, kyk ook na die Griekse ryk, hy gaan elemente van allemaal van hulle. Want is dit hier met 7 kop. Ons gaan net met die 7de kop te doen kry, die wat nou gaan ongelukkig wees om achter te bly na die weggaan. Daarom sê ek nie ons nie, maar ek bedoel, in ons tyd is dit hier die 7de kop wat nou gestalte neem. Sal dis 'n herlewing van al die vorige wêreldryke wees. Hy sal wees soos die ou Babyloniese ryk. Wat was Nimrod geweest? Hy was 'n geweldenaar, geweldspolitiek. Hy was 'n selfverklaarde God geweest. Hy was Kronos, die kroondraer. Hy het gewys dat hy as God aanbid moet word. Hy was hoof van die Babyloniese stelsel van waarsêers. Hy het baie met waarsêers en met sterrebegelaars geassosieer. Hy het eintlik niks eers gedoen voor die sterrebegelaars nie eers vir die traptorens, die ziggurats, die ou tempels in die ou Babyloniese ryk opgeklim het en bo waar 'n klein tempeltjie was uitgekyk het oor die sterre, hemel en die 12 sterrebeelde, die diere riem, sterrebegelaar. Hy het sy oorsprong in ou Babylon gehad. Dan het hulle gesê, wanneer is dit 'n gunstige tyd om oorlog te maak en wat moet wie doen en wat is al die eigenskappe? Nou sien ek baie mense lees nog die sterrebegelaar uit die dag in die koerante en so aan. Om te sien wat gaan van hulle word. Dit is waarsêer, die occultiese waarsêer. Nou, so gaan die Antichrist wees. Hy gaan soos Nimrod wees. Hy gaan soos die ou Assiriese ryk wees. Wat vloekig uitgespreek het. Ek het met 'n Assirioloog daar aan die Universiteit van die Noord gesels met sy doktorsgraad oor die Assiriese spykerspoort gekry. Hy sê in ou opgrawings het hulle ingebou tussen die klippe ingemessel, het hulle vloeke uitgespreek oor hulle opvolgers. Want die meeste van die konings is doodgemaak deur hulle opvolgers, 'n seun of 'n familielid wat hom wil opvolg maak om dood. Dan spreek hy 'n vloek oor sy opvolger uit. Dit is absoluut occultiese magte wat hulle van gebruik gemaak. En hierdie geweldspolitiek om almal se muur dood te maak wat in hulle pad staan. Dit is die gees van die Antichrist. Dit is die gees van rebellie teen die koninkryk van God. Die Antichrist sal wees soos Nebukadneser, die ou koning van Babylon. Ek wil amper sê, daar gaan meer Babyloniese eigenskappe in die toekomstige ryk van die Antichrist wees as van die ou Romeinse ryk. Daarom word Openbaring 17 verborge Babylon genoem in die hele wêreldgodsdienst wat nou ontstaan, en die stad van die Antichrist word Openbaring 18 Babylon genoem, nie Rome. Streng gesproke is dit eintlik 'n sterk herlewing van die ou Babyloniese wêreld, as die ander. Maar soveel so ook die ander kant hulle kom maar uit dieselfde koninkryk van die duisternis uit. Maar Nebukadneser het daai vreeslike hoë beeld gemaak van 180 voet. En hy het al die mense, al die volke in die Babyloniese ryk gedwing. As die musiek begin speel, dan buig julle neer voor daai beeld en julle aanbid hom. Julle hom nie aanbid. Nie aanbid. Daar is oonlik en julle gaan in daai vuurmond gegooi word. Vriende, dit is presies wat ons hier in Openbaring 15 gelees het. Daar gaan 'n beeld van die Antichrist gemaak word. Hy gaan in die tempel gesit word, ons het Openbaring 13 vers 15 gelees. Hy gaan 'n gees kry en maak dat almal wat die dier se beeld nie aanbid nie doodgemaak sal word. Dieselfde woorde wat Nebukadneser gesê het, sal die Antichrist doen. Hy verpligte aanbidding van die Antichrist, van sy beeld in die tempel. En die wat dit nie doen nie, sy lede doodstraf. In die openbaar, deur ongelooflik. So, gaan dit dus 'n repetisie wees van die ou Babyloniese ryk. Dit gaan ook herhaal van die ou Medo-Persiese ryk. Dus daar weer van die 2 pote wat een kant hoër staan as die ander kant, die verdeelde ryk wat nedersterk en die Perse was. Maar daardie ryk het regeer deur militêre dekrete. Ons sê vandag nog by wyse van spreuke, iemand regeer deur die onveranderlike wette van die Meders en die Perse. Dit beteken is 'n wet wat nie herroep kan word. As daai dekreet uitgevaardig word, dan staan hy en niemand kan hom aan. En dit is tipies van 'n militêre dekreet. 'n Onveranderlike, onherroepelike militêre dekreet en verbreding daarvan is die doodstraf. En hy het ook die Joodse volksmoord gelas. In die Medo-Persiese ryk, onder aanstigting van Haman. So die koning van Persië het gedoen. So gaan die Antichrist ook gelas dat al die Jode
en al die Christene doodgemaak. Hy gaan oorlog voer teen die heiliges, het ons nie verkees, hy gaan het oorwin. Daarmee bedoel hy dat die heilige volk en ook Christene wat daai tyd eers gered word. Ook net so, sal weier om te aanbid, sal net so op die doodstraf waar skuldig wees en doodgemaak word. So hy sal ook wees op daardie ryk. En dan die ou Griekse ryk. Die Griekse ryk was baie bekend vir polytheïsme, afgodediens, 'n hele pantheon van verskillende gode, Zeus en baie van hulle. So kry ons hierdie multigodsdienstige denke op vandag. So 'n stukkie boeddhisme, 'n bietjie hindoeïsme, 'n bietjie islam, 'n bietjie ietsie van alles saam. Dis 'n wêreldgodsdienst. Jy kan eklekties beoefen, enige een van hierdie, so 'n bietjie van die een en 'n bietjie van die ander een, maar is almal gelyk. Nou dit is typies van die ou Griekse ryk. En daai ideologie van multigodsdienstige denke, die intergeloofsbeweging van ons tyd, is typies van daai ou Griekse wêreldgodsdienst. Niks niets nie. Niks niets nie. Dis 'n herhaling van dinge wat in die vorige wêreldryk voorgekom het. En dan kom ons by die Romeinse ryk, wat hy daai groot mag geregeer het, daai dier met die uisterpote en die 10 horings op sy kop, die 10 nasies in Europa wat saam deel van die ou Romeinse ryk was. Nou, baie mense het in 'n stadium gesê, ja, nee, maar die Europese gemeenskap is die ou Romeinse ryk. En toe dan nou so 10 lande in die Europese gemeenskap was, toe sê hulle, dis nou die 10 tone van die beeld, of die 10 horings op die dier se kop. Maar dit was nie so nie. Soos in die begin het hy gesê, die ou Romeinse ryk was 'n Mediterrane ryk. Dit was nie net Wes-Europees. So eers moet Oos-Europa bykom, wat beteken die uistergordyn moet val en hy het geval in 1988. So ons het klaar nou die Verenigde Europa, maar nou verder moet die Midde-Ooste by olieproduserende lande moet bykom. Europa het geen stabiele ekonomiese toekoms as hy nie 'n gevestigde olietoevoer het, en daarom is hulle besig om uit te brei om nou met onderhandel om olieproduserende Arabiese lande in die Europese Unie in te bring. Hulle maak meer van hom 'n Mediterrane ryk. Dit wat die Bybel vir ons gesê het. So as iemand nou maar kyk na groter betrokkenheid van die Europese gemeenskap in die Midde-Ooste. Hulle is elke nou aan met afwaardings. Hulle het baie nou betrekking in olieproduserende lande als Saudi-Arabië en ander. En dan ook in Egypte en seker Libië en Marokko en so aan ook. So hierdie ou Romeinse ryk is nie net Wes-Europees. Daai vereniging van Wes-Europa was 'n voorloper tot 'n verdere uitbreiding van Oos-Europa en eventueel dan die Midde-Ooste en dan Noord-Afrika. En so soos nou op die voorhand ook dis nou van die herlewing van die ou Romeinse ryk. Nou vriende, die Antichrist gaan dus ook soos die ou Romeinse ryk wees. Hy gaan ook deur militêre geweld regeer en hy gaan die dinge doen wat daardie ryk ook gedoen het, wat ook afgodediens afgedwing het en die Christendom vervolg het en Israel as ballingen weggevoer het in die jaar 70, die Titus Vespasianus en sy seun Titus wat Jerusalem vernietig het, 1,1 miljoen mense doodgemaak het en die oorlewendes as ballingen weggevoer het. So gaan hierdie ryk van die Antichrist ook 'n volksmoord teen Israel gelas en hulle probeer uitdelg van die aardbodem af en ook die Christene probeer vervolg en doodmaak. Ons weet ook by Fox's Book of Martyrs dat selfs Paulus as 'n martelaar in Rome gesterf het deur onthoofd het. En al die apostels omtrent wat ons van lees het almal in marteldood gesterf aan die hand van die Romeinse ryk. En so gaan hulle dus Christene en Jode vervolg. So ons kan eintlik baie van die komende Antichriste weet te kom as ons nou hierdie voorgeskiedenis van die vorige 6 wêreldryke net wil lees. Nou in die tyd waarin ons leef is daar verskriklike baie spekulasie oor waarom van die Antichrist kom. Ek verbaas my daaroor. Want dit verwar eintlik baie mense, want elkeen gryp net so een versie uit die Bybel aan en bou 'n hele teorie. Maak eintlik maksimum gevolgtrekkings van minimum gegee. Ons moet dit nooit doen. Ons moet 'n volledige Bybelse raamwerk, 'n verwysingsraamwerk. Dan kan ons enige sieninge daarvan weet en dit in die lig daarvan beoordeel of dit reg of verkeerd is. Ons moet nie van die praktyk uit na die Bybel toe beweeg en die praktyk probeer aanmaak aan die Bybel en probeer bewys. Ons moet van die Bybel af praktyk toe kom. Die Bybel sê vir my, daar gaan so 'n struktuur wees, dan kyk ek in die praktyk hoe ver het hulle al gevorder om hierdie struktuur te skep. En dan is my maatstaf nie die praktyk nie, maar die Bybel. Dan kan ek vir die praktyk sê, ek weet waar jy môre gaan. Maar die ou van die praktyk op Bybel toe gaan, weet nie wat die praktyk môre gaan doen nie. Want die politici is onvoorspelbaar. Wie kan vir ons sê wat gaan oor 'n maand in die Midde-Ooste gebeur? Niemand. Niemand kan raak. Daar kan vrede wees, daar kan oorlog wees, daar kan enige wees.
So vrienden, ons moet die Bybel ken, ons moet die Bybelse verwysingsraamwerk hê. Nou as ons dus nou al hierdie vorige wêreldryke in ag neem, en ons kyk 'n bietjie uit watter land gaan die Antichrist kom, dan sien ons, dis eintlik baie maklik om dit te bepaal, want die Bybel gee die antwoord. Hy maak dit van so maklik om dit te kan bepaal, want in Openbaring in Daniël 7 sê hy die Antichrist van 1 uit 10 wees. Ons lees daar van die ou Romeinse ryk, van die 10 horings op die dier. En dan sien ons uit een van die 10 horings kom naar 'n klein horingkie op met groot mond en jy weet wat nou typies is van die komende Antichrist, wat hom gaan verhef en wat homself God gaan noem en allerlei dinge gaan doen. Daarom weet ons, hy kom uit een van die 10 lande van die ou Romeinse ryk. Nou vrienden, die ou Romeinse ryk is opgesplit in baie meer lande as vandag. Bijvoorbeeld Gallië, Westis, die ou Romeinse ryk, was die huidige Frankryk, Spanje en Portugal, was toen net een land geweest. Die huidige Romeinse ryk het 10 en 10 lande, nie, maar hy kan seker 20 of meer. Maar die feit is net, ons weet nie uit wat een van die 10 van die Antichrist. Daarom sê jy kom met ons met theorie, ja, maar kyk, onthou die Antichrist is 1 uit 10. Italië was een van die 10 geweest, het was die hoofstad van die ou Romeinse ryk, dan word die Antichrist kom in Italië en die paus van die Antichrist is. Dan weet hulle hele theorie, foutieve theorie, om vir ons te bewys die paus van die Antichrist is. Dan het ek 'n ander theorie gehoor dat Prins Charles van die Antichrist is, en die Antichrist kom uit Engeland. Dan het ek al gehoord van dat Bill Gates van Microsoft van Amerika van die Antichrist is, want Amerika is maar 'n uitvloeisel van Engeland, dit is gaan deel van die ou Romeinse ryk. Dan het iemand anders my van 3 probeer oortuig die Antichrist kom uit Finland. Nog iemand het gesê, dis Gorbachev, en hy merk hier op sy voorkop, sê hy is die merk van die dier. En so vrienden, ek weet, en dan het hy sê, Saddam Hussein is dit, mense het al gesê, Stalin is die Antichrist, allemaal sy name kom eindelijk weer op 666, die totaalswaardes van hulle name, so dit weet my allemaal van hulle, ek ook een van hulle rol gespeel van misleiding. Maar nie een van hulle is die finale Antichrist. 1 Johannes 2 vers 18 sê, my kinders, soos julle weet, gehoor het dat die Antichrist kom, bestaan dan ook nou baie Antichriste, waar ek ons weet dat het die laatste bedeel is. So daar was baie Antichriste in die kleine, baie voorlopers, en in sekere sin is het reg as jy sê, Nero was een Antichrist, het was een Antichrist, nie die Antichrist, want die Antichrist is een eschatologische figuur, een eindtijdse figuur. Hoe weet ons dit? Die Bybel sê, hy gaan lewendig weer Jesus Christus verwelkom word in die wederkoms. Nou vrienden, die mense wat ook sê, dat die Antichrist is lang al dood, maar en dan baie van hulle vandag nog lewe voldoen nie aan wat die Bybel sê van die Antichrist. So, 2 Thessalonicense 2 sê Paulus, hy sê, eers moet hy wat om Theo in die weg geruim word, dan sal die ongerechtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en die verskyning van sy wederkomst tot niet sal maak. So die Antichrist verskyn op die aarde net voor die wederkomst van Jesus Christus. Jesus Christus tref hom aan as 'n lewende man op aarde en verdelg hom die verskyning van sy wederkomst. Ons moet dus 'n teoristische siening hê van die profesie, nie 'n historiese siening. Die Antichrist was nie een of ander paus in die middeleeuwe nie, dit was nie Nero gewees in die eerste eeuw nie, dit was nie Constantijn nie, dit was geen historiese figuur wat nie aanvang nie, dit was ook nie Hitler in die Tweede Wêreldoorlog nie, want hy is ook al. Dis iemand wat nog moet kom, en hy kan nie geopenbaar word, totdat hy wat om Theo uit die weg geruim is. Nou sê baie mense, ja, maar die en daai en hierdie ding is die Theo. Daar is net een wat groter is as die Antichrist. Die gees van die waarheid wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Die kerk van Christus as die tempel van die Heilige Gees is die teerwoord vir die openbaring van die Antichrist. En moet uit die weg geruim word voordat die ongerechtige geopenbaar kan word. En met sy 7 jaar lange regime kan begin. Daarom is het baie duidelik een eindtydse figuur, vrienden. En daarom nou, as ons moet dus nie vasthaak by Daniel 7, en net sê, is 1 uit 10, nou kon ons maar raai nie. Nou sê een ook maar, ja, maar onthou, dis 'n familie uit Frankryk, daar is een of ander koninklijke familie, hulle gaan eerst Frankryk, en dan die hele Europese gemeenskap oorneem, so hy kom in Frankryk. Want Frankryk was ook in die Romeinse ryk, Italië was daar, Engeland was daar. Vrienden, dit is alles net een aspektie van een groter prentjie wat die Bybel sê, want as ons nou aanbeweeg na Daniel 8, dan maak dit vir ons nou baie makkelijker. Hier in Daniel 7 sê die Antichrist is 1 uit 10,
Nou kom ons na Daniël 8 en sê, dit is 1 uit 4. Is dit nie nou baie makkeliker? Kijk, die ou Romeinse ryk, daai bok, het die groot horing op sy voorskop, wat afgebreek het toe die skaapkraam omstaan het, die skaapkraam is die ou Persiese ryk, en dan die Griekse ryk was die bok met een horing, en een groot horing was die eerste koning, dit was Alexander die Grote, hy het nie een erfgenaam gehad nie, en toe die horing afbreek, is hy ryk tussen in 4 dele verdeel, Macedonië en Thracië, daar op die vasteland Klein-Asië, en dan Syrië en Egypte. Nou weet ons ten minste, is daar Macedonië, Thracië, Syrië of Egypte, uit een van hierdie 4 lande moet die antichrist kom. Nou is Engeland klaar uit. So is jammer vir Provinciaans, ek gaan dit nie maak. En Frankrijk is uit, en Italië is uit, en baie van die lande is ook. Nou vriende, wil ons dan nog weg weet, maar wat er een van hierdie 4? Nou maak die Bybel het ons nog makkelijker. Nou lees ons net in Daniël aan, dan by Daniël 11, en sê ons is 1 uit 2. Dan los hy die 2 provinsies van die ou Griekse ryk daar in Klein-Asië uit, in Griekenland en in Langsland. Los hy uit en hy spits hom net toe op die machtsstrijd tussen 2 provinsies in die ou Griekse ryk, die Syriese een en die Egyptiese provinsie. Die Syriese provinsie is die koning van die noorde. Dis nou noordoost vanuit Israel gesien. En die koning van die suide is Egypte, wat suid-west soos gesien uit Israel is. Israel is vastgevang in machtsstrijd tussen die 2 provinsies van die ou Griekse ryk. En in Samië was Antiochus Epiphanes ook een van die baie konings of oorheers in die Griekse provinsie gewees. Die Ptolemeese was in Egypte gewees. Nou weet ons dat is een van die 2. Die antichrist kan net uit die oude Syrië kom of uit Egypte. En as ons dan Daniël 11 verder lees, vrienden, dan sien ons die Bybel maak het nog makkelijker. Hy sê vir jou wat in een van die 2 gaan antichrist is. Hy sê die koning van die noorde. Alle wat oorby is net Syrië. Maar nou maak ons van die ou Syrië. Kijk, die gebied vrienden sy naam het baie verander. In tyd in die geskiedenis was het Babylonië, dit was Assyrië en dit was Syrië. Dit is die 3 belangrikste name wat het gehad het. As ons nou kyk na hierdie 7 wêreld, die eerste 6 wêreldryke wat daar reeds was, dan sien ons, Syrië was die ou Babyloniese provinsie, dit was die kern hartland van die ou Babyloniese ryk. Dit was die hartland van die ou Assyriese ryk. En dan sien ons, Syrië was ook een van die provinsies van die Medo-Persiese ryk, dit was een van die provinsies van die Griekse ryk, en dit was een provinsie van die Romeinse ryk. Maar het was groter as die huidige Syrië. Het gestrek van die Middellandse See af, tot die Persiese golf. Op ander woorde dit die huidige Libanon, Syrië, Irak en Kuwait ingesluit. Dit was een groot provinsie, Syrië, wat dan ook vroeger Assyrië of Babylonië was. Dit is die gebied waar die antichrist kom. Die koning van die noord. In Jesaja 10 word hy die Assyriër genoem. Die antichrist, hy word Asser genoem. Die Assyriër. En die King James. Daar word ook duidelik gesê dat hy van die aarde verenig en hy gaan die grense tussen die nasies wegvat en hy gaan maghebbers neerwerk en so. En nou die werk van verenig, die Assyriër. Dit staan ook in die Gafai. So, hierdie titel van die antichrist as die Assyriër en as die koning van die noorde staan vast, vriende. Daarom weet ons moet kyk na binne wat in Irak en Syrië gebeur, maar vooral in Irak, want dit is die hartland van die ou Babyloniese en Assyriese ryke. En wat meer is, sedert 1987 word die ou stad Babylon van die balle van die Eufraat weer herbou deur Saddam Hussein. Sy geld ongelukkig een beetje opgeraakt met die golfoorlog en met al die dinge daarna. So die bouwerij het feitelijk tot die stilstand gekom, maar het toen gebouw is reeds herbouw, onder andere die suidelike paleis van koning Nebukadneser, met die groot troonsaal, daar waar die hand tegen die muur gekruid het, geweeg en billig begon. In die tyd van Belshazzar, die aan, voordat die Meders en die Perse die plek ingeneem het. Daar die troonsaal is gebouwd. Daar was een dronkpartijkie geweest, daar geweest en het wijn gedrink uit die gouden bekers wat uit die tempel weggevoer is in Jerusalem. En die Here het sy hand het in die muur gestruid en daai nacht het die eigenlijk gesin. So, daarom weet ons nou, definitief, die antichrist kom uit hierdie gebied, uit die oude Syriese gebied. Irak of Syrië, maar heel waarschijnlijk uit Irak. En daarom Saddam Hussein is nie die antichrist nie, is een van die baie voorlopers. Hy is die moeilikheid maker. Wanneer die antichrist kom hy as een vredevorst.
Baie mense dink hier moet nou militaire betaal, hier moet iemand kom wat een doodslag gaan afskop. Nee, vriende, wanneer die antichrist kom, gaan hy allemaal vriend wees. Hy gaan een vredevorst wees. Hy gaan een nabootsing van Jesus Christus op een witperk kom. Ons sien in Openbaring 6, dat sy verskillende optredes word aan 4 perkeruiters verbind. Eers een witperk, dan die rooiperk van oorlog, dan die slagperk van hongersnood en voedselransonering, en dan die valperk van die dood, wat hy allemaal gaan weer doodmaak. Maar sy aanvanklike verskynning, die ruiter op die witperk, met een boog in sy hand, en geen pijl in versteek hy, tot die naam van vrede, die valse vrede. As wêreld Messias, die een wat die wêreld gaan verenig, die een wat aan die VN aan die hoof van die VN gefaseerde wêreldregering gaan staan, en wat hoof van die alliansie van wêreldgodsdienste gaan wees, wat die wêreldekonomie in stadium gaan beheer, wat gaan sê, ons moet heeltemal wegkom van konfrontasie, van oorlogvoering, en ons moet gaan vir versoening en eenheid op die aarde, terwille van oorlewing. Daarom sal die hele wêreld verwonderd agter die dier aangaan. En eers na 3,5 jaar, as hierdie valse Babyloniese vereniging van die mensdom begin 'n platval, en dan kom rebellie teen sy koninkryk, en dan word 'n aanslag op sy lewe gemaak, die een kop in die dodelike wond, en hy herleef, hy weer lewendig geword. 'n nabootsing van Christus se dood en opstaan, sal die antichrist waarskynlik vir 3 dae dood lê en opgewek word met demoniese magte. Deur die valse profeet. Dan sal hy as militaire diktator mense verdelg op die aarde en deur hierdie militaire dekrete regeer. So daarom sien ons hierdie komende ryk van die antichrist gaan begin met vredesinisiatiewe. Iets waarin niemand eintlik in deesdae iets verkeerd kan sien. 'n nuwe wêreldorde, 'n wêreldregering om wêreldvraagstukke aan te spreek. Alliansie van wêreldgodsdienste sodat die moslems en die jode en die christene op kan hou om mekaar te beveg en liewers moet agterkom, ag eintlik, aanbid ons moes nog al die tyd op dieselfde God, ons het net nooit geweet nie. Die ene het hom net Yahweh genoem, en die ander het hom Brahma genoem, en die ander het hom Allah genoem, en wat er name jy ook al afgeloop kry, maar het is maar dieselfde God. En as ons dieselfde God aanbid, wat is die volgende logiese gevolgtrekking? Ons wag vir dieselfde wêreld Messias. Die Christene gaan hom die Christus noem, die Jode gaan hom die Messias noem, die moslems gaan hom die Imam Mahdi noem, die boeddhiste gaan hom die Maitreya Buddha noem, en so gaan elkeen dis nou sê, maar die Hindus gaan hom Krishna noem, hulle wag vir Krishna. Elke wêreldgodsdienst wag vir so Ethiopië, so vrederyk, wanneer hierdie beloofde Messias gaan kom en vrede op aarde gaan bring. En dis wat die antichrist gaan doen. Volblad advertenties wat aan koerante hier in Europa en in Amerika verskyn, het die koms van die Christus die wêreld weer al aangekondig, maar gesê, hy is net iemand groter as al hierdie wêreldgodsdienste, want al hierdie messiaanse titels almal saam is op hom van toepassing. Daarom moet die hande nou uitgereik word aan die ander godsdienste, daarom wag ons vir dieselfde wêreld Messias. En so word die wêreld ons lyf en eintlik voorberei om uitgelewerd te word aan die antichrist. Hoekom? Omdat hulle nie die ware Christus aanbid nie. Nou moet ons net 'n bietjie verder kyk na die 3 machtsbasisse waar die antichrist gaan gebruik om die mensdom te verslaaf. Die eerste ene dan, staatkundige mag. Hier sien ons die draak het om sy troon gegee en sy krag, groot mag. Hy kry beheer oor elke volk en taal en staat en nasie. Hy gaan dus werkelijk aan die hoof, uitvoerende hoof van 'n wêreldregering wees. Dit wat die Verenigde Nasies nou in vooruitsig stel, dat daar moet 'n wêreldregering met uitvoerende mag wees. Hy moet die reg hê om belastings op die verskillende lande van die wêreld te hê, en hy moet 'n wêreldvredesmag hê. Hy noem dit 'n vredesmag. Hulle moet bidvoertuie, hulle monitor omtrent alle verkiesings, hulle is nou al betrokke oorals in die wêreld, hulle was in Suid-Afrika, hulle was in Namibië gewees, die kontakmagte, hulle was in Joegoslawië, orals in konflikgebiede word hulle ontplooi. Dit moet net verder uitgebreid word na 'n snel ontplooiingsmag, wat oornag ontplooi kan word in konflikgebiede in die wêreld, om die nuwe wêreldorde af te dwing op alle nasies. En grondwette in te stel wat absoluut multigodsdienstig is en multikultureel en wat hierdie verskeidenheid van die nuwe wêreldorde wettig en op 'n gelyke vlak plaas. Geen godsdienst mag oor aangestaan word as ander een. Almal is op dieselfde vlak.
So sien ons vriende, dit is die soort van regering, daarom kan die hele wêreld verwonderd teen mense aangaan. Die Christen wêreld, die boeddhistische wêreld, die moslim wêreld, die hindoe wêreld, die voorvanger aanbidders, allemaal sal verwonderd agter een man aangaan en met hom identifiseer en sê, jy is ons middelaar na God. Dit is die nieuwe wereldorde waarin ons nou werk. Daarom gaan dit 'n fisiese, sigbare wêreldregering wees. Dis nie 'n symbool nie, vriende. Iemand wat mag kry oor elke volk en taal en stam en nasie. Dis toch 'n fisiese, werklike wêreldregering. Dis nie iets symbolies of abstrakt nie. Daarom vergelyk die Bybel die antichrist regering met die 6 vorige wêreldregerings. Vriende, wat in enige geskiedenisboek of encyclopedie opgeteken is deel van die complete geskiedenis van die mensdom. Daar was sulke wêreldregerings gewees, en net soos hulle sal die 97 regering wees. En hy sal ook 'n hoof hê, hy sal hom so self ook aanbid. En net ou nimmer wat op homself vergoddelik nie. Al die wêreldregerings daarna het die voorbeeld nagevolg. En die Romeinse Ryk ook. Daar was in elke stad omtrent die Romeinse Ryk 'n borstbeeld van die keiser. En party het nog sterker aangedring op aanbidding. Diocletianus, net voor Constantijn, was die ergste van allemaal, die het ook gedoen. As jy die beeld sien van die keizer, moet jy neerbuig op die grond en sê, Dominus et Deus, my Here en my God. My Here en my God. Dit is hulle sê van die keizer. So, dit is geen vreemde ding dat iemand homself tot God verklaar. Dit wat die antichrist gaan doen. Dit wat Paulus ons sê in 2 Tessalonicense 2 vers 3. Hy sal in die tempel van God as God sit en voorgeleer het God is. Maar vriende, dit gebeur eers in die tweede helfte van die verdrukking, die laaste tweede helfte. Wat gebeur in die eerste tweede helfte? Vennootskapsregering en die antichrist net wêreld Messias. Nou kom die middel van die verdrukking, nou kom daar rebellie teen die antichristery. Wat gaan hierdie rebellie eintlik kom ons sê, aan die gang sit? Die antichrist eie stad. Wanneer hy in die tempel van God gaan sit, en homself tot God vertel, wanneer hy sê, dis nou tyd vir bevordering. Hy was nou 3,5 jaar Messias, en hy moet nou bevordering, hy moet nou God is. Dit wat die Bybel aanvanklik in die hemel gesê, dat hy met God wil gelykstel. Precies dit, vriende. Daar waar die Bybel begin, by die uitwerking van Lucifer in die hemel, daar eindig dit in die einde, waar die antichrist precies weer die selfde doen. Dat die hele wêreld net hom en wat in die Bybel, die draak moet dan dit nie trouwens doen. Geen ander godsdienst, so al hierdie ander godsdienste moet verdelg word. Hierdie moeder van die hoede moet vernietig word. Hierdie alliansie van wêreldgodsdienste wat so ontstaan in die wêreld. Hier was in Desember 1999 die parlement vir wêreldgodsdienste so groot konferensie in Kaapstad. Die vorige een was in Chicago in Amerika geweest. Maar daar 7000 afgevaardigdes uit 250 wêreldgodsdienste vir 'n 9-dae konferensie in Chicago was. Daar is die Verenigde Godsdienste Initiatief, United Religions Initiative, in 2000 in Amerika gestel. Hulle gaan nou in Augustus hulle volgende groot konferensie in Rio de Janeiro hê, met afgevaardigdes uit 100 verskillende godsdienste van die wêreld om hierdie eenheid te help skep. Hulle stel in vooruitsig 'n organisasie, net soos die Verenigde Nasies, gaan hulle 'n organisasie hê vir die Verenigde Godsdienste met voltydse kantore wat op 'n dag-tot-dag basis loop gaan wees en gaan werk aan hierdie idee van godsdiensteenheid en goeie verhoudings tussen die verskillende geloof. Ons staan dus op die voorhand van die tweede machtsbasis, en dit is die godsdienstige machtsbasis van 'n alliansie van wêreldgodsdienste. Dit is net onmiddelaar. Ons eie teoloë in ons eie land is wegbereiders hiervoor. En propageer die idee dat al die ander die christelike gelowe kan ook 'n bydrae lewer, en ons kan saam hierdie tweede groot machtsbasis van 'n wêreldgodsdienst vestig, waar dan saam met die eerste machtsbasis, die politieke machtsbasis, die grondslag kan vorm van die antichristelijke wêreldregering. Dat hy nie net 'n politieke hoof sal wees, maar ook 'n godsdienstige hoof. Wat homself dan ook sal vergoddelijk, mense sal ook met neerbuig en sê, my Here en my God, en as hy dit nie doen nie, onthoofde in die openbaar. Sy mure onthoofde om ander mense af te sit. Maar dan, vriende, die derde machtsbasis waarby kom die ekonomische idee, is die nodig om veel nader te sê. Jy sien wat in die wêreld aan die gang is. Hier staan, mense gaan weer 'n nommer beheer, of hulle die merk en die nommer en die naam van die dier kry. Hulle gaan dus 'n enkele kontantlose
wêreldekonomie vestig, waardeur mense 'n nommer moet kry om toegang tot geld te kan kry. Soos dat mens nou 'n PIN-nommer moet hê, 'n geheime nommer om toegang te kry tot 'n gidsbank, om geldtransaksies te kan doen, en fondsoorplase te doen. So sal jy geen kontak in jou hand hê nie. Jy sal net 'n kredietbalans hê elektronies, en as jy nie die nommer het nie, dan kan jy nie toegang tot jou geld kry nie, jy kan nie koop of verkoop. Dis 'n fisiese ding. Dis nie soos baie teoloë sê, die voorkop, dis jou denke en jou hand is jou werksvermoë, die antichrist gaan maar net jou denke en werksvermoë aanpas. Hier staan nie, hy gaan jou verstand en denke aanpas. Hy sê, jy gaan hierdie nommer kry, sonder dit nie koop of verkoop. Dit gaan oor ekonomie, het gaan oor handelstransaksies, het gaan oor ekonomiese voordeel. En nou weet ons al die wêreld is ver gevorder met hierdie microskyfie, 'n klein silikonskyfie, waarop 'n microprosesseerdertjie ingebed is in die silikonskyfie. En hierdie skyfie, wat eintlik 'n klein rekenaar is, word in 'n glaskapsuletje gesit. Baie klein glaskapsuletje. En daardie glaskapsuletje word al in 'n smartkaart, in plastiek, word hy ingebed, maar in die toekoms gaan hulle rond in 'n naald sit en onder jou vel inspuit. Daar sal baie geëxperimenteer daar. Nie net onder diere nie, onder mense ook. Sodat as jy gaan koop en jy stap by die standaarde verby, dan hou jy net jou regterhand of jou voorkop. En onmiddellik word jou kredietbalans, dis nie 'n kredietkaart nie, dis 'n debietkaart, word jou rekening gedebiteer. Dit word geregistreer op die sentrale rekenaarnetwerk, dit kan wêreldwyd gemonitor wees, dan weet hulle presies om jou bewegings absoluut dop te hou, jy is 'n slaaf van daai nuwe wêreld geword. Dan weet hulle 3 uur vanmiddag het jy in die apteek op Bloemfontein gekoop of jy het by daai garage sleutel gegooi. 'n vriend van my wat so ruk terug na Amerika was, sê daar in 'n klein plattelandse dorpie het hy gaan brandstof ingooi, 'n motor gehuur, 'n Mustang van Amerika. Toe gee hy sy kaart, wat hy in Suid-Afrika gekry. Hy sê onmiddellik te druk op die strokie uit, toe sê hy jy smeer so en so van Kaapstad en jou rekening dan soveel gedebiteer tot ons. 3-4 secondes. Die maak is aan waar in die wêreld. Daar is al van hierdie skandeerders wat so sensitief is in Amerika en in Europa, dat die trein nie is meer by 'n grenspos of stilte, dan kan hulle almal sy nommers kan hulle elektronies monitor en weet of hulle geldige paspoort het. So jy hoef eintlik net 'n afstand van 'n standaarder af te wees, 'n paar meter, jy hoef nie eens fisies teen aan hom te wees. Jy moet hom net by of aan jou. Nou as jy hom by jou het as 'n kaart, die kaart kan gesteel word en kan vervals word. So die enigste suiwer veilige metode is spuit hom onder die bel. En daar, vriende, is net die King James vertaling reg vertaal. Daar staat 'n nommer in die regterhand, 'n nommer in die voorkop. Al die ander vertalings, vir die ou Afrikaans sê 'n nommer op. Dan teken hulle dit amper soos 'n barcode op iemand se voorkop. Is dat nie so iets? Dis dit regtig 'n nommer in die voorkop of in die regterhand, onder die geld ingeskryf. Jy is 'n lopende rekenaartjie en so word jy dan gemonitor en so word voor transaksies hanteer. Maar, vriende, wie is die groot van? Nou wil baie mense nie 'n krediet afval. Die huidige kontantloose fondsoorplasings het niks van die antichrist te doen nie, want die tegnologie is neutraal. Dis eers wanneer hierdie tegnologie in verkeerde hande kom, wat dit misbruik kan word. En dit gaan eers wees as die antichrist kom. Want hy gaan dan die toekenning van sy pinnommers koppel aan 'n eed van getrouheid wat jy aan hom moet afgee. Jy sal moet teken dat jy hom aanvaar as wêreldbeheerser, as wêreldmessias. Het gaan dus saam met die aanbidding van die antichrist, dan kry jy 'n nommer waarsonder jy nie kan koop of verkoop. Jy sal nie water en lichte kan betaal nie. As jy water uit jou huis uitgooi, jy sal nie bed kan gooi nie, sal jou rekenings kan betaal nie. Jy sal glad nie kan oorleef nie. Daarom van die meeste mense dat sy net dat hierdie oogpunt gaan hulle dit aanvaar. Maar wat word van die mense dat die nommer aanvaar nie? Wat sê ons sonder maar terwille van oorlewing die nommer het. Openbaring 14 vers 9 sê hy, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan tot in alle ewigheid op. Hulle het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid
en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. So die merk van sy naam en die aanbidding van die dier gaan saam, en diegene wat dit aanvaar, het hulle siele aan Satan verkoop en gaan die ewigheid sal hulle weerbring, en die rook van hulle pyne gaan op tot in alle ewigheid. Dis anders soos die tyd van hierdie popsangers van Amerika, wat nou na die sataniste en hekse groepe toe gaan, en dan met hulle eie bloed 'n kontrak aan Satan teken, om hulle siele af te teken in ruil vir populariteit en roem, sodat hulle vinnig ryk kan word. En dan kry hulle die verpligting dat hulle sataniese lirieke moet sing, eer moet gee aan al die occultiese dinge, en dan doen hulle dit, dan word hulle oornag omtrent multimiljonairs. Dis maar basies dieselfde benadering of motivering, wat in die groot verdrukking sal wees, terwille van dit wat ek kan kry in die ekonomie. Laat ek die nommer maar as 'n tydelike maatreël aanvaar, maar dit is nie 'n tydelike maatreël, dit is 'n afteken van jou siel, om sy merk en sy nommer te vat, en op 'n papier, hy eet van getrouheid aan die wêreldregering en die wêreldgodsdienst en die wêreldgodsdienst af te lê. Maar wie dit kon nie nou, wie dit kon na die weggaan. Want hy wat nou hier is nog hier. Daarom is dit 'n saak van erns dat die mense wat in agterbly met het weet, daarom is daar al baie boeke geskryf, dat daai to survival, of Psalm en so aan, agter in die openbaring boek is 'n hoofstuk vir die wat agterbly. En daarom ook baie mense wat die boek nie wil hê nie, baie mense verskry in die boek en sê hulle van, kyk, as jy nie nou wil lees nie, sit dan nie na op jou rak na, en tyd kom jy om dringend moet kry. Want mense is nie meer ingelig oor Bybelse polisie, en hulle weet nie wat die implikaties van wees van dit wat hulle gaan doen. Hulle gaan iets goeds in die nuwe wêreldorde sien. Dit is nie net sleg nie, sal hulle sê. Jy weet, mense is dus vandag baie opportunisties en het nie meer vaste norme en beginsels. En so sien ons, gaan die wêreld op hierdie drie terreine verenig word. Nou moet ons ten slotte in die tyd, wat gaan die uiteinde wees van die Antichrist? Die uiteinde, vriende, gaan wees dat hy gaan 'n wêreldoorlog deur occultiese, sataniese beïnvloeding van die nasie, van die konings spesifiek, die leiers, die regerders van elke land, bose geeste of valse profete wat besete is met bose geeste, gaan hulle aanhits en opsweep om 'n multinasionale mag na die Midde-Ooste te stuur. Waarom? Ons gaan môre aan daaroor praat. Dit is omdat die Antichrist baie goed weet dat die een wat oor Jerusalem regeer, gaan uiteindelik oor die hele wêreld regeer. Want die Bybel sê, die Here Jesus gaan die troon van Dawid in Jerusalem herstel, hy gaan self van die troon af regeer oor die hele wêreld. En die Antichrist weet dat Christus het beloof om terug te kom, om Sagaria 14 sê, hy gaan in die dag sy voete op die olyfberg neersit, en die berg van Middeldeer geskryf word, en dan sal die oordeele van die Here uitgegiet word oor al die nasies wat teen Jerusalem versamel is. Hulle vlees sal wegteer van hulle liggaam af, hulle oë sal wegteer in hulle bottes en hulle tonge sal wegsmelt in hulle mond. As die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die berg is, sal het net die boog wat deur die Here speel, sal omtrent die effek hê wat 'n kern ontpop het. Dat mense op hulle voete sal wegsmelt, dit sal op hulle bestaan, voor hulle die grond opslaan. Vriende, dis die groot oordele, en dan is dit natuurlijk verby met die Antichrist en die valse profeet, want hulle vernietiging is in die Bybel beskryf. Daarom van die Satan probeer om dit te verhoed. Dit van sy laaste poging is, dan gaan hulle sê, goed, okay, as ons nou 'n groot macht kan versamel in die Midde-Ooste, en ons kan oorlog voer teen Jesus Christus, en ons kan hom oorwin, dan kan ons hierdie nuwe wêreldorde van die Antichrist en die Satan, kan ons dit vir ewig, dan kan dit bly voortbestaan, en dan kan Christus nie hier kom regeer. Ons gaan hom aanval, ons gaan teen hom weg. Maar ons gaan dit nie alleen doen nie, ons gaan al die nasies van die wêreld kry. Daarom lees ons in Openbaring 16 van hierdie aanritsing van die nasies. Hier staan in vers 13, ek het uit die bek van die draak, uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 geeste, onreine geeste soos pallas sien kom. Dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Vers 16, en hulle het hulle versamel op die plek wat in die Hebreëus genoem word Armageddon. So hierdie onreine geeste, wat uitgegaan het van die Satan, van die Antichrist en van die valse profeet, het uitgegaan na die konings van die aarde, om hulle self te kom versamel hier by Armageddon.
As die Here Jesus dus kom en hy sit sy voet daar op die olijfberg, wat gaan hy aantrek? En daarvoor blaai hy net aan in Openbaring 19 vers 19. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Dis teen Jesus Christus en sy hemelse leer wat hom volg. Wat is die vervolg van hierdie konfrontasie tussen die ware Christus en die valse Christus? Vrienden, dit gaan 'n baie kort en beslissende konfrontasie wees. Vers 20. En die dier is gevangen geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het vir die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewendig is hulle in die poel gegooi wat met vuur en swaard brand. En die ander is gedood in die swaard wat in die mond gaan van hom wat op die berg sit. En al die voëls is versamel van hulle vlees. So word die antichrist verdelg in die verskyning van Christus se wederkoms. Dit is die einde van die 7 jaar lange verdrukking, periode onder die leiding van die antichrist. Maar vriende, voordat die antichrist teen Christus van weg, wil hy alle oorblyfsels van die koninkryk van God op aarde verdelg. Daarom gaan alle christene wat gaan byl om die antichrist te aanbid, met die dood gestraf word en almal gaan as makelaars stel. Dit klink nie maar doenprediking. Ek sê net vir die wat die Bybel sê. Ek sê dat die wat nie gereed maak om die Here tegemoet te gaan in die lig, wat gaan agterbly, wat gaan byl om kompromie met die antichrist te maak, almal, fisies almal 'n marteldood gaan sterf. Ons lees daai 5de seël van die martelaar hier in Openbaring 6, waar hulle in die hemel aankom en eintlik vra dat die Here hulle dood moet breek op die bewoners van die aarde. En dan sê die Here vir hulle sê vir die Here, hoe lang o heilige en waaragtige Heerser oordeel en breek nie ons bloed op die bewoners van die aarde. En dan elkeen van hulle is wit klere gegee en hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus totdat hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle voltallig is. Die getal van die martelaar moet vol word. Alle medebroeders wat nog gedood sal word moet eers vol. En dan, vriende, sal die antichrist sê, goed, nou ons alle christene dood, maar is dit nie meer soiets soos 'n kerk van Christus op die aarde. Nou, die volk van God, Israel, moet ook uitgedelg word. Daarom gaan hulle probeer om ook alle Jode dood te word. Daarom sê die Here Jesus, daai dag as die antichrist in die tempel ingaan en hy sleep daai gruwelike afgodsbeeld vir hom en hy sit hom daar binne in die tempel. Nou moet julle weet, nou kom maar 'n groot verdrukking. Nou is die valse vrede verby. Hierdie storie van alle gelowe wat aanbid en maar dieselfde Messias, dieselfde God. Nou gaan hy vir julle doodmaak as julle vir hom nie wil aanbid. En die Here Jesus, vriende, het die Jode baie duidelik gewaarsku in Matteus 24 vers 15 oor hierdie komende tyd wat gaan kom. Hy sê vir hulle, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, dan moet julle vlug na die berge. Vers 21, dan sal daar groot verdrukking kom, soos daar van die begin van die wêreld wat God nou doen, nie gewees het en ook nooit sal wees nie, en as daai daar nie verkort was nie, sal geen vlees gered word. Die profeet Daniël het gesê, in die middel van die week, na 3,5 jaar sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou en op die vlees van gruwel sal daar 'n verwoester wees. Hierdie verwoester is die antichrist wat in die tempel sal inval. Wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan Daniël gespreek het, sien staan in die heiligdom vlugberge. Maar daar is 'n oorblyfsel van Israel kan wees as die Here kom, dat die hele volk net gewis is. Dit is waar dit gaan. Jy sien vriende, en Daniël het ook gesê in hoofstuk 11, hy sal heers op die been bring en hy sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel. Dis al beeld van homself. En hy sal homself groter oor elke God en hy sal wonderbaarlike dinge spreek oor die God van die gode. Hy sal sê ek is God. Jy sien, en nou gaan hy dan probeer om Israel uit te rus, dan gaan die Here vir hulle ontvlugting gee in Petra in die woestyn, waar hulle vir tye en halwe tyd vir 3,5 jaar 'n oorblyfsel bewaar kan word, sodat die dag as Jesus kom, dat hier 'n oorblyfsel van Israel sal wees wat sal optrek en luikwerk doen, en as Jesus kom, sê Sagaria 12 vers 10, dan sal hulle opsien na hom verweer deur woord en bitterlik vir hom ween soos mens bitterlik ween oor 'n eerstgebore kind. En hulle sal oor hom rou betrou soos mense rou betrou oor 'n enigste seun. En hulle sal hulle sondes bely en sal versoen word met die Messias en die oorblyfsel, net die klein oorblyfsel van Israel, sal in die vrede ingaan.
En dan sal die Here Jesus die vervalle hut van Dawid weer oprig in Jerusalem, sodat al die oorblyfsel van die mense die Here kan soek en al die nasies voor wie my naam uitgeroep is. Dan begin die vrede uit. Dan sal dit 'n tyd van ware vrede eers dan vriende. So Jeremia 3 vers 17 sê, in die tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here. En al die nasies sal na Jerusalem kom vanweer die naam van die Here, en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hulle bose harte nie. Nou daai vrederyk wat kom, wil die duiwel voorkom. Daarom hierdie groot magsmonstering van Armageddon, daarom die poging om teen Jesus te veg, daarom die poging om alle Christene uit te wis, daarom die poging om die hele Joodse nasie uit te wis, uit te delf van die aarde. En vriende, selfs in die valse godsdienste, sy dae gaan ook getel is. Wat kan jy anders van die duiwel verwag, van die antichrist? Wat gaan hy met sy bruid doen? Ons weet hier, Jesus' se bruid gaan altyd by hom wees, so sal ons altyd by die Here wees, Efesiërs 4 vers 8. Wat van die bruid van die antichrist, gaan hy altyd by hom wees? Hy gaan hom net gebruik vir 3,5 jaar, om vir alle volgelinge te sê, daar is julle Messias, aanbid hom. Na die 3,5 jaar, as hy sê, hy gaan nou God word, het hy nie meer boeddhiste nodig, hy het nie meer hindoes nodig nie, hy het nie meer voorgaande aanbidders nodig nie, hy het niemand nodig. Wat gaan hy met hierdie vrou doen, hierdie bruid van hom? Hy gaan doodmaak. So hierdie huwelik gaan hy 3,5 jaar hou. Dan gaan hy sy vrou wat doodmaak. Dit is typies wat mens van die duiwel kan verwag. Openbaring 17 vers 16. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Haar kerke van aanbidding sal verbrand word, slagoffer en spysoffer sal ophou, alle tempels sal gesluit en gesloot word. Daar sal gesê word, hier is nou net 'n God om te aanbid, nie meer enige ander godsdienste. Al het hulle in 'n stadium om 'n kompromie gemaak en die valse wêreld Messias aangaan, is hy nou God van nou en nou aanbid julle net op. So of aanbid hom as God of julle is dood. So hierdie vrou gaan net 3,5 jaar op die mense rig. Vriende, wat 'n dierprys om te betaal vir daai kort mensiesop wat die antichrist van tore aan wees. Dan vang nie die nommer hier voorop, dan kan jy al jou geld kry, na lekker lewe, jy kan werk, en al jou rekenings betaal, jy kan kos koop. Maar, jy gaan daai voorrecht net vir 3,5 jaar hê. Dan gaan jy of doodgemaak word, of jy met die antichrist as God aanbid. En as jy om as God aanbid, sê die Here, gaan jy vir alle ewigheid sy oordeel in die hel met hom deel, en die rook van hulle vernietiging styg op tot in alle ewigheid. Dis die einde van die komende nuwe wêreldorde. Vriende, jy kan verwikkeling in die Midde-Ooste, in Irak, Syrië en Israel, al daai julle kan die doppe, en jy sal sien hoe die legkaart by mekaar begin volg. Hoe die wêreld nader beweeg aan die behoefte van wêreldregering, en al die oorloë en konflikte op te los, maar terselfdertyd hierdie sinistere komplot gestalte te gee, dat strukture nou vir 'n komende wêreldregering, wêreldgodsdienst en wêreldekonomie geskep moet word, wat hier almal aanvang. En wie gaan die mense om mislei met die goed aanvang? Daarmee is die laaste woord wat ek spreek, predikante, teoloog, van kanselsak. Gelukkig sê die Bybel nie van stoelsaal. Die valse profeet van 'n godsdienstleier is. Hy mislei die mense deur die tekens en mense wat hom gees. Hy sê vir die mense aan die antichrist. Hy sê vir die mense maak 'n beeld vir die dier en aanbid die mense. Hy sê vir hulle aanvaar 'n nommer waar sy met die van voor. Hy is die mede-regeerder. Hy is die hoof van die alliansie van wêreldgodsdienste. Hy gaan deur godsdienstige misleiding en manipulasie die wêreld oorhaal om volgelinge van die valse Messias, die antichrist te wees. Daarom gaan godsdienste al meer prominent raak. Daarom met Kofi Annan in 2000 vir die millennium vir eenvoudig van die 4 in New York ook hierdie millennium beraad van godsdienstleiers gereeld, waarin die Verenigde Godsdienste Initiatief gebore is. Jy kry al meer samewerking tussen valse godsdienste en wêreldregerings en sy strukture. En in die toekoms gaan hulle afdwingende mag kry en gaan hulle gebruik word vir die misleiding van die mensdom om hulle uit te lewer aan die antichrist. Maar as jy en ek aan die ware Christus getrou is, sal ons hierdie dinge sien kom, sal ons tot die einde toe teehouders. Vriende, die Here kom nie om passieve volgelinge te kom aan. Net omdat hy wat teehou by die weg is. Jy sal nie 'n raadsitter kan wees nie. Jy moet 'n teehouder wees teen die oprukkende magte van die antichrist, hierdie ideologieë van wêreldeenheid, hierdie multigodsdienstige denke, hierdie nuwe onderwysstelsels, hierdie wêreldwye perspektiewe wat so afgedom word. Jy sal dit moet teestaan. Jy sal die sout
van 'n bedorwe aarde en die lig in 'n donker wêreld moet wees. En jy sal moet standpunt inneem teen hierdie anti-Christelike magsmonster. En jou eerste jou eie gesin beskerm en dan verder in die gemeenskap op ander mense daartoe waars. Die sal teeroos moet wees, en mag die Here ons daartoe genade gee. Amen. Ons dankie, liewe Heer, dat ons hierdie inligting met die woord het. Dat ons selfs weet wat môre en oormôre in die wêreld gaan gebeur, waar ons die wêreld afstuur, waarvoor hulle werk, hierdie eenheidsinisiatiewe waarmee hulle besig is. Ons weet, Here, dat dit is uit die hart van Satan gebore, is 'n komplot om die Christendom te ondermyn en uiteindelik te probeer uitwis van die aarde, hierdie eenheidsdenker. Ons weet, Here, die woord leer nie van ons eenheidsdenker, en daar bestaan nie so iets, dat ons synteties moet dink, en alle dinge moet een word, alle geloof moet een word, alle volke moet een word, alles moet een word. U sê in die woord alles is twee. Ons moet in teenstellings kan dink. Help ons, Here, om teenstelling te kan dink. Here, om twee werklikhede voor te kan hou, altyd nie net een werklikheid, waarin alles een word. Dat ons hierdie twee werklikhede sal goed begryp vanaand. Die verskil tussen die hemel en die hel, tussen God en die duiwel, tussen die koninkryk van die lig en die koninkryk van die duisternis, tussen die smal weg en die breë weg, tussen die waarheid en die leuen. Here, en dat ons so altyd aan 'n keuse sal maak, dat ons 'n streep sal kan trek, dat ons kan sê, tot sover kan ek gaan, en daarin is buite plek, is buite orde, is verkeerd, is sonde, dis dinge wat van die duiwel af is. Dat ons nie ons goddelike onderskeidingsvermoë sal verloor nie, want as ons dit verloor, sal ons na valse profete begin luister, en sal ons self mislei word. Daarom sê 1 Johannes 4, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. En daarom weet ons, Here, ons moet onderskeidingsvermoë hê, ons moet die geeste op die proef stel, ons moet onderskeid tussen lig en duisternis kan maak, ons moet hierdie twee groot werklikhede voor oog, ons moet weet die wêreld kan nie verenig word, want lig en duisternis kan nie verenig word nie. En daarom, Here, wil ons standpunt by die koninkryk inneem, by die saak waarvoor u staan, wat u gevestig het, en deur die kosbare bloed vir ons gekoop het, dat ons sal vasstaan in die vryheid, waarmee Christus Jesus ons vry gemaak het, en ons nie onder 'n juk van diensbaarheid van sonde, of van die nuwe wêreldorde, of van enige ideologie sal stel, wat nie van u af is. Maak ons getrou tot aan die einde, en gee, Here, dat die dag as u kom, dat u vir ons en die dinge van u koninkryk besig sal vind. Om Jesus ontwil, amen.